Is this the mark of the beast? Watch this. This government will make a new free-of-charge digital ID mandatory for the right to work by the end of this Parliament. Let me spell that out. You will not be able to work in the United Kingdom if you do not have digital ID. It's as simple as that. This is the globalist plan to stick a chip in every person in order for them to buy, sell, and work. And this is the kicker. He said it's free, but nothing in life is free. If the government is giving you something, it's not because they care for you, it's to benefit them. Look what Ted Cruz said. He's obviously being facetious about the mark of the beast, but the writing is on the wall. Everyone can see it. Let me know your thoughts in the comments. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending. U het nou so vinnige uittreksel gesien uit Engeland uit, daar uit die Verenigde Koninkryk, waar Keir Starmer, die eerste minister van Engeland, hierdie geweldige uitlating. As ek sê geweldige, dan praat ek in terme van ons gelowiges. Is dit geweldige tye wat ons nou begin betree, waar hy sê dat hierdie digitale idee gaan verpligtend raak. Dit is waarop dit gaan neerkom, en jy gaan nie werk hê nie. As jy nie werk het nie, gaan jy kan koop en verkoop nie. Jy kan koop en verkoop nie. En dan ook interessant dat die senator van Texas, Ted Cruz, wat ons weet nie net as senator gezaghebbend is en 'n senior leier in Amerika is nie, maar ook 'n beduidende rol speel binne die Trump-administrasie en die Amerikaanse regering. Hy word baie keer voorgestoot in moeilike onderhoude en wat daarmee saamgaan. So nie net 'n senior leier in Amerika nie, maar ook 'n senior leier binne die senior leierskap, as ek so kan sê. Ek sal amper sê hy en Lindsey Graham en seker is definitief onder die 10 mees senior persone in terme van statuur in Amerika, wat sê dat dit waarskynlik verpligtend gaan raak, die 18 digit, soos hy dit noem, digitale identifikasie nommer, wat dan 'n tattoo, hy sê dit in sy tweet, in sy Twitter, in sy op X, sê hy dat dit dan geïmplanteer, getattoo kan word. Interessant, op die regter voorhand, op die pols of waar ook al en op die voorkop. Baie interessant. Ons het dit al eers gehoor, eers gelees. En dit is in die woord van God. En is interessant die tye wat ons nou ingaan. Jy moet onthou, kykers en luisteraars, dat daar's baie kennis vir ons opgeskrywe in die woord, in die Bybel. Daar's baie dinge wat ons nie voor met respek gesê hoef te gaan bid en te vra nie, want dit is klaar vir ons gegee in die Bybel. Die kennis is daar. Hy gee nie vir ons datums en tye nie. Ons het dit nou onlangs weer gesien, maar Christus het vir ons self gesê. Jesus het gesê aan die tekens, daar sal tekens wees. Aan die tekens sal julle weet dat dit nou naby raak. En hy het ook gesê daardie geslag, wanneer hierdie tekens begin, sal nie verbygaan voordat hierdie dinge gebeur nie. So dis in 'n bestek van min of meer 'n geslag se tydperk, wat steeds nie sê watter geslag nie, steeds nie sê watter tye of datums nie, maar tog sê, hier's die tekens. En ons kan daardie tekens kan u nou maar gerus gaan lees in Matteus 24, sê Jesus vir ons dit baie duidelik. Gee 'n redelike, 'n kronologiese orde. Eers gaan die nasies teen mekaar stry en beklei, noem dit maar so, en later raak dit letterlik, wat ons nou sien, in die Midde-Ooste, in NAVO, in Rusland, in China, oor die hele wêreld, in Venezuela, Amerika, noem dit, Taiwan, China, oral sien ons, en ook in Suid-Afrika. Goed, dit gesê is dit vir my baie interessant, dat 'n gesig, kom ons begin by die Bybel. Die Bybel sê vir ons in Jesaja sê hy, ek dink is Jesaja 60 vers 1 en 2, sê hy, wanneer duisternis die aarde oordek en donkerheid die volke. Met ander woorde, wanneer hierdie moeilikheid, ons sien mos nou hierdie duisternis wat oor die aarde begin kom, oorlog. Eers gerugte sê Jesus, dan sê hy, dan raak dit, begin die een nasie teen die ander een opstaan. Ons sien nou hoe nasies nou teen mekaar opstaan. Dis nie meer gerugte van oorlog nie, ons sien fisiese missiele, fisiese oorlog, wat reeds begin het, né? En dan sê hy vir ons in Jesaja, wanneer duisternis en donkerheid die aarde oordek, dan sal my lig oor jou opgaan. So ergens
gaan daar 'n lig op. Ergens is daar, noem dit 'n herstel. Want hier's nou duisternis en donkerheid, dis wat die Bybel sê. Dis nie interpretasie nie. Gaan lees dit self. Wanneer duisternis en donkerheid die aarde oordek, dan sal my lig oor jou opgaan. Nou wie's daar jou? Nou kan ons lekker daaroor debatteer, ons kan lekker gesels, ons kan bespiegel, sonder om kwaad te word vir mekaar, maar ek dink is eenvoudig, as ons nou gesigte inbring van ons moderner profete, soos Oom Siener, soos Johanna Brandt, wat sê, Johanna Brandt sê, byvoorbeeld, dat ons stuur alweer kos, met ander woorde, ons is nou deur ons revolusie, ons is deur ons oorlog, want hier gaan dit ook donker raak, die lig gaan net op 'n sekere plek eerste opgaan. En Johanna Brandt gee vir ons 'n bietjie lig daarop. Sy sê ons stuur bote met voedsel noorde toe, want daar's nog 'n oorlog en daar's nog hongersnood en alles. So ons produseer alweer. Wel, dis 'n duidelike teken dat ons dan nie meer in oorlog is nie en alweer mielies plant, koring plant en dit kan uitvoer vir die noorde. Interessant dan sê sy, maar die skepe kom nie leeg terug nie. Hierdie skepe wat nou voedsel gevat het wat ons in Suid-Afrika verbou het vir die noorde wat nog in hongersnood en oorlog en alles daarmee saam is, die donkerheid en duisternis wat dan nog oor die aarde is, maar die lig het ergens opgegaan en sekerlik gaan daar waar die lig eerste opgaan, gaan seker dan eerste weer voedsel kan verbou en die ander help wat nog in donkerheid is. Dis, kom ons bel vir logika? Hierdie is logika. In terme van logies en profesie. So, ons stuur skepe op met voedsel, maar sy sê hulle kom nie leeg terug nie. Hulle kom vol Christen vlugtlinge terug. Kom hulle terug. Oom Siener het presies dieselfde gesig. Oom Siener sê, hy sien hoe dat 10.000 gelowiges van oor die hele wêreld, veral Europa, vlug na Suid-Afrika. Hulle wit tente staan van Suidwes af tot in Kaapstad en van die Kaapstad af tot in die Kalahari. Dis baie kilometers. Dis baie Christen, gelowige, vlugtlinge oor die hele wêreld. Hulle tente staan ook in hulle 10.000 van Maputo af, sê Oom Siener, tot in Durban. Nou as ons nou na hierdie video kyk wat aan die begin van hierdie video afgespeel het, dan kan ons mos nou sien dat die gelowige wat gaan weier om hierdie tattoo, soos Ted Cruz dit noem, om hierdie implanting soos wat hulle dit noem, op jou pos of op jou voorkop, wat weier om dit te vat, gaan nie werk nie, dit word dan klaar deur 'n eerste minister vir jou gesê, en 'n senator, onder andere as ander uitsprake ook, maar ek wil nie te wyd gaan, is nie nodig nie. So, wat gaan die Christen kan doen? Ek wil amper sê, in aanhalingstekens, nou word hy weggeraap uit Duitsland uit, Suid-Afrika. Hy's op hy boot. Môreoggend as hy by die werk kom, dan sien hy, Marie van der Meer, Pieter van der Meer van Holland, het nie opgedaag vir die werk nie. Dis 'n persoon wat nog nooit nie opgedaag het vir die werk nie. Hy's net weg. Ja, dan Pieter van der Meer op die boot geklim wat hulle reeds voorberei het met voedsel, met gasmaskers, met alles, want sy grootjie het 'n visioen gehad dat hulle nog as gelowiges uit Holland sal vlug na Suid-Afrika. Halleluja. Prys die Vader wat hy sulke genade teenoor sy kinders betoon. Laat hy vir sy grootjie daardie visioen gegee het en gesê, dit gaan eendag gebeur. En nou sien en hoor ons die uitlatings van hierdie leiers van die wêreld wat begin sê, jy gaan 'n nommer kry op jou pols. Ons praat hier mense van nie, ons praat nie hier van 'n ou op straat nie, ons praat van Ted Cruz, senator van Texas. Ons praat hier van die eerste minister van die Verenigde Koninkryk. Ons praat van swaar gewigte, as ons dit so kan sê. So, kykers en luisteraars, nou raak dit mos logies, dat die gelowige gaan moet vlug. Hy gaan moet ergens heen. Hy gaan homself moet uitraap uit die situasie. As ek dit so by wyse van vergelyking kan vergelyk, moet hy nou daar mos weg, maar waarheen? Waarheen? Presies wat Jesaja 60 vers 1 en 2 sê. Na daardie plek toe waar die lig gaan opgaan. En daar sê Oom Siener, ons gaan laaste in en ons kom eerste uit. Sien u hoe Oom Siener daai lig wat Jesaja beskryf, basies hier vir ons in eenvoud sê, ons gaan laaste in, ons kom eerste uit. Ons kom eerste uit. Dit beteken die lig het oor jou opgegaan. Dan is daar mos 'n plek waarheen die gelowige homself kan onttrek, ontruim, vlug. Want dit gaan 'n vlug wees. Hy sê duisende Christene van oor die wêreld vlug na Suid-Afrika.
daar waar die lig opgegaan het. Terwyl hierdie duisternis en donkerheid van oorlog en hongersnood en vervolging van gelowiges wat ons nou gaan sien, want wie gaan nie die inplanting vat nie? Wie gaan nie daai tattoo wat Ted Cruz van praat nie? Wie gaan hom nie vat nie? Die Christen, die ware gelowige, gaan hom nie vat nie. Maar die Vader is getrou. Hy sal altyd sy kinders, sy beloftes, as jy by my skuil, as jy by my naam skuil, as jy my verwag, as jy op my vertrou, sal ek jou uitred. Daar is die uitredding. Pieter van der Meer, klim op jou boot en kom Suid-Afrika toe. Ek kan vir julle Duitse e-poste stuur van Duitsers wat sê hulle is gereed en reg, want hulle het ook op wonderbaarlike wyse leiding ontvang dat hulle eendag Suid-Afrika sal moet kom. Ek kan vir u vinnig die verhaal vertel wat ons kantoor gebel het 10 jaar gelede, rofweg, wat gesê het ek het 'n droom gehad in Amerika en baie selfbewus was oor hierdie droom gevoel, dis 'n half belaglik, maar kom ek vertel nou maar die droom éventueel, en dit is dat ek sien ek en my man en gelowige vriende vlug van Amerika af per boot na Suid-Afrika. Ek sien ons op die kus aankom en op die sand staan en wit tente sien. Mense, dis iemand wat van Siener nog nooit gehoor het nie. Nog nooit. Want die persoon wat met haar gepraat het, sê toe vir haar, Simon. Hy sê vir, luister, ek is nie 'n uitleer van drome glad nie. Maar kom ek vertel jou van 'n visioen van 'n oomie 100 jaar gelede. Van die wit tente wat op die kus staan. Sê dankie, jy hoef niks uit te lê nie. Ek het my antwoord gekry. So kan u nou sien hoe hierdie profeseë nou in vervulling begin gaan. Die vervolging van die gelowiges wat Jesus ook vir ons gesê het in Matteus 24, want er gerugte van oorlog en dan begin die een nasie teen die ander opstaan en hulle vervolg die gelowiges. Want die gelowige gaan nie die knie buig voor die nuwe wêreldorde en sy Babyloniese geldstelsel nie, maar omdat hy sy knie nie buig nie, gaan hy nie kan koop en verkoop en werk nie. Dit hoor ons nou uit die eerste minister van Engeland se mond uit. So, wat gaan hy doen? Hy gaan uitkyk, waarheen gaan ek? Hier gaan ek doodgaan. Hier gaan ek doodgaan. Elendige toestand. Maar die Vader is getrou. Hy gaan eers op hierdie aardbol in Suid-Afrika. U sal dit sien, want hierdie dinge gaan uitspeel. Ek hoef nie te opinie nie, die toekoms gaan alles bewys. Maar al hierdie profete wat ek ken, wat betroubaar is, sluit almal by mekaar aan. Saam met die drome van eenvoudige mense in Amerika, in Duitsland, in Holland, in België, in Frankryk. U sal verbaas wees as u weet wat se kommunikasie kry ons van gelowiges wat sekere leiding ontvang het, wat niks weet van Siener nie. Niks weet van hom nie. En ook nie, ons almal geweet het, waar gaan hierdie lig opgaan nie. Nou begin die moderne profete, wat hierdie beskrywing maak, dat ons kos stuur vir die wêreld, want dis nog chaos daar by hulle. So ons plant alweer mielies. Ons is deur ons ding, moenie dink ons spring iets vry nie. Ons kom net eerste uit, sodat ons hierdie, die Vader is so wonderlik, prys sy groot en heilige naam, sodat ons hierdie vervolging, die gelowiges oor die aarde, wat by sy naam skuil, wat op hom vertrou, wat hom verwag, wat sy insetting en sy verordeninge hou, dat hier 'n plek is vir hulle om heen te kom. En dis Suid-Afrika. Dit is Suid-Afrika. En kan jy sien, die eerste minister van Engeland, senator van Amerika en ander leiers, wat hier die digitale, en hulle begin nou prontuit, Ted Cruz in 'n tweet sê, op jou voorkop of op jou pols, op jou regterhand. Hulle gee nie meer om nie. Die Bybel sê in die laaste dae sal hy hom openbaar. Hulle gee nie meer om nie. Hulle skiet wie hulle wil, vrouens en kinders, sê ons gaan op jou pols of op jou voorkop, hulle openbaar hulle self. Hulle gaan nie meer wegsteek nie. Hulle gaan dit doen. Met brutale mag gaan hulle dit doen. Daardie mandatory, daardie verpligting gaan geweldig wees, kykers en luisteraars. En dis dan waar die Vader getrou is en sy kinders sê, klim op 'n boot. Klim op daai boot wat kos gebring het vir julle hier in Europa. Tydens die oorlog, tydens die ellende, tydens die vervolging. Klim op hy leeboot en gaan Suid-Afrika toe. Ek het daar vir julle die lig laat opgaan, terwyl hier nog duisternis en donkerheid, Jesaja 60 vers 1 en 2, oor die aarde is. En hierby sluit, ek sê weer vir u, sluit Johanna Brandt en oom Siener presies aan. En kom ons kyk, die toekoms gaan ons hier toets. Want daar's baie kennis in die woord vir ons opgeskryf. Nie tye en datums nie, kykers en luisteraars, maar tekens en advies en raad en wat hy met sekere nasies gaan doen aan die einde van hierdie dae. Dit is gewis, klaar neergeskryf.
jy hoef nie te vra nie. Jy kan net vra dat die Vader dit vir jou openbaar en vir jou wys. En dit raak eintlik al hoe eenvoudiger. Sterkte en seën vir u. Tot ons weer praat. Ek is nou op pad op die toer deur die hele land. Ons gaan hom omry hier deur die hele Witwatersrand, Sentraal Transvaal en dan Noord-Transvaal, Doerbo en dan Oos-Transvaal, Noord-Oos-Transvaal, Nelspruit gaan ons om en dan oor die hele Oos-Transvaal, Witbank, Middelburg se wêreld en dan daar by Standerton se wêreld deur en dan gaan ons daar teen die kus van Natal, van die Noordkus af tot by die Suidkus en dan die Vrystaat en dan van die Vrystaat af gaan ons hom nog deurvat weer Oos-London toe en PE daardeur, Stilbaai daar om Kaapstad, daar teen die Weskus, Springbok, Appington, Kimberley en dan sê ek weer by die huis so die hele duur van alles sal seker so 6-7 weke rolweg. Ek nou nie my program reg voor my nie. Al wat ek altyd van u vra is net een ding. Gebed is al. Ek vra dat u vir ons sal bid dat dit wat ek sê op die vergaderings dat dit geesgeleid sal wees. Dat die Vader my net as 'n instrument sal gebruik. Dat ek niks is nie en hy alles. Want hy is alles. Deur sy Seun en sy Gees. Mooi loop. Totsiens.